Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is weer eens ingeskakel op ons YouTube-kanaal, en ons is tans besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs. Nou ons staan na die einde se kant toe, maar ons tema bly derentyd immuniteit. Want ons wil graag ons geestelike immuniteit opbou, deur middel van ons kennis wat ons opdoen uit hierdie boek Efesiërs. Vandag is ons by deel 31. So rukkie terug besluit ek, dat dit tyd geword het om die syhek van die kerk oop te sluit. En ek begin soek na die sleutels. En hoe ek ook al soek, ek kry dit nêrens nie. Ek kry sleutels in die garage, ek kry sleutels by die huis, ek kry sleutels in al die sleutelkassies, en ek kry sleutels in die kaste by die kerk. Maar nie een van hierdie sleutels pas nie. Na 'n verskriklike gesoek, kry ek uiteindelik die sleutel, wat die slot op hierdie hek kan oopsluit. Wat 'n verligting, want ek het al in my geestesoog gesien, hoe ek hierdie slot moet afsny met die grinder. Daardie sleuteltjie is nou behoorlik gemerk en gebere, op 'n plek waar ons hom in die toekoms baie maklik sal kry. Nou in ons geestelike lewens, het ons dikwels ook hekke wat oopgesluit moet word, sodat ons beter toegang kan kry tot sekere waarhede en sekere vermoëns in ons lewens. Maar omdat ons dit so min gebruik, vergeet ons daarvan. En wanneer ons in die moeilikheid kom, dan besef ons in watter groot gemors ons eintlik is. Vandag gaan ons 'n sleutel ontdek. Miskien eerder herontdek, wat ons dalk al verlê het. En sonder dat ons bewus was daarvan, het ons fantastiese seëninge misgeloop. Nou jy het verlede week gehoor, dat jy moet fokus, en om te kan fokus, het jy 3 dinge om jou te herinner hoe om dit te doen. Skoene, geld en 'n boek nodig. Nou die skoene is nodig vir jou wandel, want jy moet versigtig loop, sodat jy op die regte pad kan bly, en nie betrokke raak in die verkeerde dinge nie. Jy moet die tyd uitkoop, dis waaraan die geld ons herinner. Met ander woorde, jy moet die beste gebruik maak van die tyd, die geleenthede wat op jou pad kom, om die koninkryk uit te brei en te getuig, en om disippels te maak. Juis omdat ons in bose tye lewe, en baie mense besig is om verlore te gaan, het ons nodig om die tyd so te benut. Jy het ook gehoor dat jy moet probeer om te wete te kom wat die wil van die Here is. Spesifiek wat hy wil hê jy moet doen. En daardie wil van God het hy vir ons in die Bybel bekend gemaak. Ons kry 3 opdragte om uit te voer. Maar ongelukkig is daar nie baie mense wat suksesvol hierin is nie. Ons sien dit in die hoeveelheid Christene wat in ongehoorsaamheid lewe wanneer hulle in ernstige sonde vasgevang word. Ons sien dit wanneer mense nie die basiese vermoëns het om te getuig teenoor ongelowiges oor wat die Here in hulle lewens doen nie. Ons sien dit wanneer mense, Christene, hulle besig hou met allerlei voorspellings, in plaas daarvan om gehoorsaam te wees soos die Here in sy woord openbaar het. En ek hoor hoe sukkel mense. En ek sien hoe mense val. En ek sien hoe mense in elke afdeling van hulle lewens nie weet wat om te doen of hoe om dit te doen nie. Nou dikwels voel mense dat hulle gedurig misluk. Ek voel soms dat ek sekere dinge eenvoudig net nie reg kry nie. En dan wonder 'n mens, wat doen ek verkeerd? Dalk wonder jy ook vandag, hoe gaan ek dit regkry om reg te leef? Om by elke geleentheid te getuig, om presies te weet wat die Here wil hê ek in elke situasie moet doen. Hoe kry mens dit reg? Wat is die sleutel wat daardie hek vir my gaan oopsluit? En in die volgende verse kry ons die antwoord. Vers 18 tot 20. Moet julle nie aan drank te brei te gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard.
Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Weereens kry ons 'n opdrag. Dit is 'n negatiewe opdrag. Moenie. Anders gestel, moenie dronk word nie. Almal van ons het al mense gesien wat dronk word, nê? Sommige van julle was self iemand wat al dronk was. Het jy gesien wat gebeur met iemand wat te veel alkohol gedrink het? Dit gebeur natuurlik met 'n besluit om te drink. En dan is daar 'n volgende besluit om nog meer te drink. En daarna kan jy nie meer besluit nie. Alkohol het die vermoë om jou te beheer. Hoe meer jy daarvan inneem, hoe meer beheer dit jou, en hoe minder beheer het jy oor jouself. En as ons kyk na die gevolge van alkoholmisbruik, is dit voor die hand liggend, dat ons almal, eenparig, moet erken, dat dit nie voordelig is nie. Inteendeel, dat dit ten alle koste vermy moet word, want dit is alles net negatief. Daar is nie 'n enkele positiewe uitkoms van alkoholmisbruik nie. Mense wat alkohol misbruik, se persoonlikheid verander. Saggeaarde mense word skielik aggressief. Harde en onemosionele mense word skielik sentimenteel en tranerig. Mense met vaste beginsels verloor hulle inhibisies. Teruggetrokke en skaam mense word stand-up comedians. Well, until they topple over. Dit is amazing om hierdie transformasie in mense dop te hou. Maar dit kom uiteindelik op 'n punt dat die alkohol in so 'n mate beheer oorneem dat die persoon heeltemal bewusteloos raak. Alle sintuie sluit eenvoudig af. En baie dikwels verwoes dit verhoudings en verongeluk dit mense se beroepslewens. Daar's geen twyfel nie. Die Bybel keur dit af en waarsku teen sulke vergrype in die Ou en in die Nuwe Testament. Paulus beskryf in hierdie gedeelte eintlik 2 byeenkomste. In Efese was die aanbidding van Bacchus, die drankgod, 'n algemene gebruik. Verering van hierdie afgod moes gepaard gaan met dronkenskap. In die eerste gedeelte is die verwysing na so 'n byeenkoms, waaraan Christene nie mag deelneem nie. En dan volg hy dit op met dit waarmee gelowiges hulle wel mee moet besig hou. 'n Byeenkoms waar God aanbid word. Eerstens besef ons dat daar 'n hemelsbreë verskil is tussen hoe heidene en Christene hulle gode dien. Maar daar's ook 'n ooreenkoms. Ja, die Heilige Gees word eintlik in 'n sekere sin vergelyk met alkohol. Daar's 'n drastiese verskil tussen die effek wat elkeen op 'n mens het. Maar daar is ook 'n ooreenkoms. Albei neem beheer oor van 'n mens. Hoe meer jy van dit inkry, hoe groter word die beheer daarvan oor jou. Net soos alkohol 'n mens sy hele menswees, jou liggaam, jou brein, jou emosies oorneem, so neem die Heilige Gees ook jou hele wese oor. Maar hier is nie net een opdrag nie. Daar is 'n tweede opdrag. Moenie net nie alkohol misbruik nie. Nee, positief, laat die Heilige Gees jou vervul en beheer oor jou neem. Hierdie opdrag is in die present continuous tense. Dit moet gebeur en dan aanhou gebeur. Dit is iets wat jy moet doen en aanhou doen. Sommige teoloë is van mening dat hierdie die belangrikste versie is oor die Heilige Gees. Ray Pritchard wrote that the filling of the Spirit is the most important doctrine of the spiritual life. It is foundational to everything else. There is nothing we need more. Al die ander leringe oor die Heilige Gees leer dat jy geen aandeel daarin het nie. Alles wat die Heilige Gees doen,
Dat hy in jou kom woon, jou wederbaar, jou verseël, jou oortuig, jou doop, is alles dinge wat die Heilige Gees in jou doen. En hy doen dit op daardie dag wanneer jy tot geloof kom, en sonder dat jy daaraan meewerk. Maar hier het ons een ding rondom die werking van die Heilige Gees, waarin jy 'n pertinente rol moet speel. Laat die Gees jou vervul. Jy moet toelaat dat hy in jou werk. Dit beteken nie jy vul jouself met die Heilige Gees nie. Nee, dit is steeds sy werk in jou. Maar jy het 'n rol daarin. Jy moet hom geleentheid gee om dit te doen. Jy kan hom weerstaan. Jy kan hom bedroef. Maar jy kan hom ook toelaat om jou te vervul. Maar wat beteken dit om met die Gees vervul te wees? Dit beteken eenvoudig dat hy elke faset van jou lewe beheer. Soos alkohol die beheer van die heidene se lewens oorneem, so moet die Heilige Gees die beheer van jou lewe oorneem. Wanneer dit gebeur, dan is jou elke reaksie 'n reaksie wat soos Jesus lyk. Daai reaksie is volgens ons teksgedeelte die sing van psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Maar 3 ander dinge in hierdie teks is ook belangrik. Kyk mooi wat staan daar. Ons sing onder mekaar. Met ander woorde, saam met medegelowiges. Nie op ons eie nie. Die bedoeling van kerkwees is saam. Jy is nie op jou eie kerk nie. Dit is 'n dwaling van hierdie moderne wêreld, waar mense hulle eie onafhanklikheid as afgode kroon. As jy gevul is met jouself en jou eie vrye wil, is jy dan gevul met die Heilige Gees? Niemand sal vir my sê wat ek moet doen nie. As die kerk my vermaan, omdat hulle sien dat ek nie meer toegewyd is aan Christus nie, en nie meer gereeld kerk toe kom en dienswerk lewer nie, dan loop ek eenvoudig. Hoe durf hulle my vermaan? Daar was in hierdie week 'n brief wat deur die gereformeerde kerk aan 'n lidmaat gestuur is. En in daardie brief het hulle die persoon vermaan, want hulle kom nie by hom uit nie. Hulle probeer afsprake maak, maar hulle kan nie by hom uitkom nie. Uiteindelik skryf hulle die brief. En daardie persoon plaas die brief op sosiale media. En so word die kerk van Jesus Christus opnuut weer met modder gegooi. Mense, om so 'n brief op sosiale media te plaas, is duidelik 'n teken dat jy nie geesvervuld is nie. Maar daar's 'n tweede belangrike ding wat ons teks ons leer. Daar staan, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Nie lafhartig nie, nie teesinnig of gedwonge nie, maar vrywillig en gretig. Ek kan nie wag om te sing tot eer van God nie. My singery gaan ook nie oor my eie genot nie. Dit gaan oor God. Dis hy wat tevrede met die sang en die musiek moet wees, nie die groot eie ek nie. En luister, ons sing nie liedere om die Heilige Gees te kry nie. Hy's reeds in ons. Maar as hy ons lewens beheer, is die resultaat die sing van liedere. Nie andersom nie. Vers 20 sê verder, 'n derde ding. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Die teken van geesvervulling is dank aan God. Waaroor? Wel, in ons teks staan daar altyd oor alles. Net die goeie dinge in die lewe. Hoe dikwels dank jy God vir die slegte dinge? Vir die siekte, die pyn, die krisis. Dis maklik om dankbaar te wees as dinge goed gaan. Maar dit is nie
al waaroor en wanneer ek dankbaar moet wees nie. En ons dank ook nie vir God oor die slegte dinge om te dink, as ek dit doen, dan sal die slegte dinge verbygaan nie en verdwyn nie. Nee. Ons dank hom bloot eenvoudig, omdat hy dit in my lewe toelaat en ek weet, dis sy plan met my lewe en ek dank hom dat sy plan die beste is vir my lewe. Om geesvervuld te wees beteken om lofliedere te sing met 'n opregte hart en met dankbaarheid oor alles. My hele lewe word aangeraak deur die Heilige Gees wanneer hy my vervul. Jy begin om al meer soos Jesus te dink, te praat en op te tree. Die groot sendeling Hudson Taylor het dit op 'n keer gedemonstreer. En ek probeer verduidelik. Hy het 'n glas met water gevul en op 'n tafel neergesit. En op 'n stadium het hy hard op die tafel geslaan. So erg dat die water uit die glas uitgespat het. En toe verduidelik hy, net so het die stampe van die wêreld ook 'n effek op ons. Ons word geskud en die water wat uit ons uitspat is dit wat in ons is. As ons nie gevul is met die Heilige Gees nie, sal dit waarmee ons wel gevul is, ontsnap. Ontevredenheid, woede, verwyte, haat, afguns, vuil taal, en wat daar nog ook al in my is, dis wat sal uitkom wanneer die stampe van die lewe my begin skud. Maar hoe voller ons is van die Gees van God, hoe meer sal dit wat uitspat, die Gees van God vertoon. Dis hoekom ons moet seker maak, dat ons geheel en al, tot heel bo gevul is met die Heilige Gees. Maar om so gevul te wees, vereis twee dinge van ons. In die eerste plek, moet ons oop wees. Daar moet 'n openheid wees om gevul te kan word. En in die tweede plek beteken dit, ons moet leeg wees van alles wat nie God se goedkeuring wegdra nie. Dit beteken, alles wat vir my belangrik is, moet ek prys gee, terwille van God. Enigiets wat vir my belangriker is as hy, moet ek uit my lewe uitsny. Ons moet onsself leegmaak van onsself, sodat die Gees ons kan vul. Maar daar moet ook hierdie gewilligheid wees, 'n openheid wees, om gevul te word. En dit beteken, ek moet soek na dit wat reg en waar en goed is. Ek moet begeer om so deur die Gees vervul te wees. Ek moet begeerte hê om gehoorsaam te wees aan hom. As ek so oop is, en ek is leeggemaak van myself, dis dan wanneer die Heilige Gees my kan vul en sal vul. Maar luister mooi, dis nie ek wat myself vul met die Heilige Gees nie. Dit bly steeds die werk van die Heilige Gees om my vol te maak. Ek het nie nodig om te vas en te konsentreer en te sing en die atmosfeer te skep en te pleit om die Gees te vang nie. Ek moet bloot myself leegmaak van myself en 'n gewilligheid hê om gevul te word, en dan sal die Heilige Gees my vul. Die resultaat is nie emosionele ekstase nie. Dis nie 'n gevoel wat ek kry nie. En dis nie iets spesiaals wat ek kry omdat ek gehoorsaam is nie. Dit is nie die krag om wonders en tekens te doen, of in tale te praat en die gawes van die Gees te beoefen nie. Die resultaat van die vervulling van die Heilige Gees is 'n lewe van stille, nederige, gehoorsame toewyding aan God. 'n Absolute vertroue op hom alleen. Dis 'n praktiese uitleef van die vrug van die Gees. Dit kan gepaard gaan met emosies, maar is nie afhanklik daarvan, of selfs 'n teken daarvan nie. Hierdie vervulling is nie net bedoel vir spesiale mense nie. Hierdie opdrag is gerig aan alle gelowiges.
Die vervulling van die Heilige Gees is dus beskikbaar vir alle gelowiges, groot en klein en arm en ryk en geleerd en eenvoudig. Maak nie saak wie jy is nie. As jy 'n kind van God is, behoort jy gevul te word met die Heilige Gees. Om nie gevul te word nie, beteken nie dat jy nie gered is nie, maar dit bly ongehoorsaamheid. En die ergste is dat jy nie 'n lewe van oorwinning en vrede en vreugde kan leef nie. Daar's vandag baie dwalinge oor die Heilige Gees. En die grootste een hiervan is dat hy 'n krag is. Nee, die Heilige Gees is nie 'n krag nie. Hy is 'n persoon. Wanneer jy 'n kind van God word, dan kom woon daardie persoon in jou. Die Heilige Gees is in jou. En wanneer hy op daardie dag in jou kom bly, dan gaan hy nooit weer weg nie. Hy bly daar. Iemand het gesê, he becomes a resident in you. Maar wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, dan neem hy beheer oor jou lewe, en hy word nie net die resident nie, maar die president van jou lewe. Die een wat alles regeer en beheer. Wie is tans in beheer van jou lewe? Ons gaan in die gedeeltes wat nog kom, hoor wat is ons praktiese verantwoordelikhede. Verantwoordelikhede in die huwelik, in ons gesinne, in ons beroepslewe en in geestelike oorlogvoering. Die probleem is, as jy nie vervul is met die Heilige Gees nie, dan kan jy nie oorwinning op enige van hierdie terreine verwag nie. Geesvervulling is nodig vir 'n heilige lewe, maar ook vir sukses op elke ander terrein. Hoe oop is jy om deur die Heilige Gees vervul te word? Het jy 'n openheid, 'n gewilligheid, 'n bereidheid, 'n begeerte om vervul te word? Met ander woorde, is jou proppie af. Maar ook, hoe leeg is jy om deur die Heilige Gees vervul te word? Wat is daar in jou lewe wat jy nog moet opoffer en prys gee? Wat neem nog spasie op wat eintlik aan die Heilige Gees gegee behoort te word? Miskien is dit jou werk, of jou sport, of jou gesondheid, of jou vriende, jou verslawing, selfs jou kinders. Wat is dit wat vir jou belangriker as God is? Daardie ding wat tussen jou en totale gehoorsaamheid aan God staan. Dis die ding wat jy moet prysgee. Dra jy die vrugte van daardie vervulling? John MacArthur het gesê, when we are filled with God's truth and led by His Spirit, even our involuntary reactions, those that happen when we don't have time to consciously decide what to do or say, will be godly. As kinders van die Here, sing ons oor ons begeerte, om so deur die Heilige Gees vervul en beheer te word. Maar is nie die sing van die liedere, die beligting, die rookmasjiene en die trane, wat die Heilige Gees sal lok en ooreed om beheer van jou te neem nie. Ek is seker dat ons liedere 'n tipe verklaring is van ons openheid om vervul te word. Maar die liedere wat ons sing, is nie wat gaan maak dat die Heilige Gees ons vervul nie. Die liedere wat ons sing, moet ons herinner en motiveer om onsself leeg te maak van al ons afgode, van ons eie ek, en ons eie beheer oor ons lewens. Want as ek nie sterf nie, as die ek nie gekruisig word nie, dan is daar nie plek vir die Gees van God nie. Laat ons daardie dinge, daardie ek voor God bely, en hy sal getrou wees aan sy belofte,
Hy sal ons vul. Amen.